Dis altyd vir my so lekker om te kyk wanneer ons in 'n restaurant sit en iemand om my bestel 'n burger en 'n Diet Coke. Of as ons deur die drive-thru gaan en ons bestel hy lekker Burger King en 'n Diet Coke of 'n Coke Zero. Sodat die twee mekaar kan uitkanselleer. Weet jy, kan mos nie 'n burger eet en dan nog 'n Coke ook drink nie. Dis bietjie hektiek, jy weet. Ek weet nie hoe die mindset werk rondom dit nie. Ek dink ek self persoonlik is definitief skuldig aan dit. Ek is die eerste ou wat sal sê ek skuldig aan dit. En in my eie brein sê ek, man, as ek hierdie burger eet, kan ek regtig dit nog oordoen met 'n Coke ookie. So kom ek vat my 'n Coke Zero. En in waarheid en realiteit het ek al gehoor dat die Coke Zero of die Diet Coke anyway baie slegter is as die gewone ene. Dit is beter om regte suiker te eet as om fake suiker te drink, nê. So wanneer ek na dit kyk en ek sien dit, dan dink ek elke keer, wat doen ons met ons lewens? Dat ons regtig dink ons kan 'n burger eet en 'n Diet Coke, kan jy nie net all out gaan nie, want vir my, ek weet nie, ek doen nie dinge half nie. Ek wil voluit gaan vir dit of ek los dit net heeltemal. Jy weet, nou die dag dink ek terwyl ek gaan stap en bid. In die oggende stap en bid ek en ek dink terwyl ek stap en bid, dink ek, "Jo Here, hoeveel mense in die wêreld vandag in die koninkryk is presies soos daai ou wat 'n burger eet en 'n Diet Coke drink." Dat hulle dink dat hulle kan al die verkeerde goeders doen, maar dan net Sondag kerk toe gaan, hoop die twee kanselleer mekaar uit. Of hulle dink, ek kan hierdie goedjies doen, maar as ek net hierso bid, dan kanselleer die twee mekaar uit. Of as ek hierdie goedjies doen en ek maak net daai ding vir die koninkryk, dan kanselleer hierdie twee mekaar uit. Dis so gevaarlik in daai area waar ons kan kom. En baie mense as Diet Coke drink mense in die koninkryk. Hulle wil een voet in die wêreld hê en een voet in die koninkryk. Hulle wil een voet daai en een voet daai en hoop die twee kanselleer mekaar uit, dat my goeie werke, my slegte werke sal uitkanselleer. In die koninkryk van God werk dit nie so nie. Jesus het een keer vir altyd alle slegte werke op homself gevat. Die hele wêreld se sonde op homself gevat, sodat ek en jy gered kan raak, dat ons die regverdiges van God kan wees wanneer ons voor hom staan. Dat wanneer ons werklik gered en weergebore is, en ek en Jesus staan langs mekaar, dan vir God lyk ons presies dieselfde in die gees. Rein, skoon, heilig, want Jesus het gesê, hy het gekom om my skoon te was. Die wêreld se sonde het hy op homself gevat. Hy vat my sonde, hy skei my van dit. En hy skei my so ver as die oos van die wes is van mekaar, en hy dink nooit eers weer aan dit nie. Dat ek in daai posisie kan inkom, en dan nog steeds dink, ek wil my een voet in die wêreld hê. Dat ons kan sê, ons wil Jesus volg, maar kom ons kyk hoe naby ons aan die lyn kan kom, sonder om aan te jaag. En daai is die verkeerde mentaliteit. Jy weet, die ouens wat werklik goed lyk en gesond is en hulle eet is dophou, hulle speel nie rond met die verkeerde goed nie. Hulle weet, hulle hou hulle eet is, hulle is either op vleis en vrugte of vleisvrugte en groente en hulle is nie op gaskoeldranke en daai goed nie, is alles water of ek weet iets in daai lyn. Die ouens wat dietitians is, wat na hulle self kyk, die ouens wat weet daar's 'n siekte dalk in die familie of in hulle eie lewe en hulle moes hulle eetes aanpas sodat hulle gesond kan wees hiervan af vorentoe, moes hulle eetes eers aanpas. Hulle speel nie rond met die verkeerde goed nie. Weet ons nou die naweek gaan jag het, toe wil ons vir die oom daar wat ons help, gou-gou 'n sweetie gee. Toe sê hy kan nie 'n sweetie gee nie. Hy het kanker gehad en die goeds genees en hulle sê dis onveilig vir hom om suiker in te vat, so hy bly weg van dit af. Anderste kan die kanker terugkom. Nou ek en jy, en terwyl ek al staan dink ek, ja Here, weet jy, moet 'n mens eers op 'n slegte punt kom voordat jy die slegte goed uit jou lewe uitkry, of kan jy dit nou al doen sodat jy nooit op daai punt kom nie? Net so ook moet jy vandag 'n keuse maak. Gaan jy nou eers wag tot jy rock bottom geslaan het voordat jy jou lewe vir Jesus heeltemal gee? Of dink jy gaan nog bietjie dabble in die verkeerde goeters? En dan eendag wanneer jy nou regtig rock bottom kry of naby genoeg is, dan gaan jy terugtrek. Of dink jy regtig dis okay om met jou een voet in die wêreld te wees en nog steeds bietjie rond te slaap, nog steeds 'n bietjie paar doppe en happe te vat en dronk te raak of dalk 'n bietjie drugs gebruik en dan wil jy ook in die koninkryk wees en jou hande oplig in die kerk. Jy weet die oggend toe ek die eerste keer nadat ek 'n ontmoeting met Jesus gehad het in 'n kerk instap, toe dieselfde ouens wat saam met my gesuip het daai Vrydag aand, daai Sondag toe werk hulle by die kerk. Ek het nie baie geweet tot daai stadium, maar wat ek geweet het is hierdie kan nie reg wees nie. Hulle het een voet in die wêreld gehad en een voet in die koninkryk. En ek wil afsluit met hierdie. Daar's 'n ou wat 'n encounter met Jesus gehad het baie lank terug en hy het tot bekering so gekom. Was ateïs gewees. Toe droom hy een aand. Hoe sit hy op die muur en aan die een kant is Jesus besig om met al sy mense te praat, aan die ander kant is die duiwel besig om met al sy mense te praat. En terwyl hy hulle twee sit en kyk, sien hy vat Jesus sy mense een kant toe en die duiwel vat sy mense een kant toe en hier sit hy op die muur heeltemal alleen. Volgende oomblik, toe is die duiwel hier by hom en hy sê vir hom, hey, jy moet saam met my kom. Toe sê hy, nee. Ja, ek dink jy verstaan my nie. Ek kies nie vir jou nie en ek kies ook nie vir Jesus nie. Ek kies om op die muur te sit. En die duiwel sê vir hom, chom, die muur behoort aan my. Ek en jy het nie 'n middelweg nie. Of ons is vir Jesus
of ons is teen hom, of ons gaan saam met hom, of ons gaan weg van hom af, en jy moet vandag daai keuse maak. Is jy vir Jesus, of is jy teen hom? Gaan jy voluit hom volg, of gaan jy eerder nog in die wêreld bly, en hoop jy het nog 'n kans eendag, om hom voluit te kan volg? My vriend, môre is nie vir jou beloof nie. Vandag is die dag van jou redding. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vir elke persoon wat hierso gekyk het en geluister het, Here, en vandag die dag van hul redding is. Here, ek bid dat die Heilige Gees so werk in hulle hart doen om vandag U voluit te volg, om U te kies met alles in hulle, dat hulle nie halfpad sal gaan nie een voet in die wêreld, een voet in die koninkryk, maar dat hulle vandag 'n keuse sal maak, gaan hulle U voluit volg of nie. In Jesus se naam bid ek, Here, dat U hulle sal red, en radikaal sal red, dat daar 'n radikale ontmoeting met U sal kom, radikale bekering sal plaasvind, 'n radikale invulling van die Heilige Gees sal plaasvind, Here, dat hulle U voluit kan volg met 'n rein hart, Here, en geen snaakse motiewe nie. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.